Euklidiese meetkunde deel 1. Ok, so in hierdie video gaan ons kyk na ons nuwe stelling, ons eweredigheidsstelling. En dan gaan ons ook kyk na die gelykvormigheidsstelling en die middelpuntstelling. En dan gaan ons 'n paar voorbeelde doen om hierdie in te oefen. Goed, kom ons begin. So, wat is die eweredigheidsstelling? Die eweredigheidsstelling word gevind in driehoeke waar een van die sye van die driehoek parallel is met 'n stukkie binnekant die driehoek. So ons gaan hierdie driehoeke moet kan spot, ons moet hulle uitken, want hulle het 'n spesifieke stelling. So dis driehoeke waar een van die sye parallel of ewenwydig is aan 'n ander stukkie binnekant die driehoek, soos hierso. Dan as ons so 'n driehoek sien, kom ons noem dit 'n eweredigheidsdriehoek, dan kan ons die ander twee sye wat nou nie parallel is aan 'n stukkie binnekant die driehoek nie. Daai ander twee sye is dan in gelyke verhoudings gedeel. So as ons nou na hierdie driehoek kyk, hierdie sy en hierdie sy is nou in gelyke verhoudings opgedeel. So ons kan dan sê dat AM, so daai stukkie op MB, daai stukkie, so ons deel nou hierdie sy in twee stukkies op. So AM op MB is dan gelyk aan AN op NC. Of ons kan sê dat daai hele stuk AB op AM, daai stukkie, gaan gelyk wees aan AC op AN, daai stukkie. Dit was daai. Of ons kan sê daai hele stuk, daai hele sy AB op MB, die onderste stukkie, is gelyk aan die ander kant AC op NC. So ons gaan die twee sye vat en ons kan dit dan in enige stukkies opdeel en dit gaan dan gelyk wees aan die ander kant wat in dieselfde stukkies opgedeel is. En let op, as ons dit doen, moet ons eers die een sy klaarmaak. Ons moet eers 'n verhouding gaan skryf. So alles wat ek hier geskryf het, is die linkerkantste sy. So ek het hom in enige stukkies opgedeel. En dan gaan ons oor na die ander kant sy, na die regterkantste sy, en dis alles wat ek hier neergeskryf het. Dan het ons dit in stukkies opgedeel. Ok, en ons gaan nou kyk na hoe dit gaan werk met 'n voorbeeld. So kom ons kyk dan net gou vinnig na die omgekeerde van die eweredigheidsstelling. En dit sal dan wees dat wanneer die een sy in dieselfde verhouding opgedeel is as die ander sy, dan weet ons dat die derde sy moet dan parallel wees aan die stukkie binnekant die driehoek. So, omdat ons hier kan sien dat AM, die stukkie van my linkerkantste sy, die boonste stukkie, op MB, sien ons is 2x op 3x, wat vir ons dan gee 2 op 3. En nou as ons na die ander kant gaan kyk, dan sien ons dat AN, die boonste stukkie van my regterkantste sy, op NC, die onderste stukkie van my regterkantste sy, is 2A op 3A, en dit gee ons 2 op 3. So met ander woorde, ons kan sien dat AM op MB is gelyk aan AN op NC. Ons kan dit sien. So met ander woorde, as ons net gou teruggaan na die eweredigheidsstelling, as ons een van daai verhoudings kan sien, en ons kon dit nou gesien het hierso, dan kan ons sê, maar dit wil sê, dat die derde sy BC is parallel aan MN, 'n stukkie binnekant die driehoek. En ons rede is dan omgekeerde eweredigheidsstelling, of lyn verdeel twee sye van driehoek eweredig. En dis die omgekeerde eweredigheidsstelling. En by die gewone eweredigheidsstelling waar die parallelle lyne gegee is ons rede, jy kan of sê eweredigheidsstelling en dan moet jy sê wie was parallel aan wie, of ons kan sê lyn parallel aan een sy van driehoek en onthou om ook te sê wie was parallel aan wie. Ok, so dit is die eweredigheidsstelling en die omgekeerde eweredigheidsstelling. So kom ons gaan kyk gou
Hoe werk dit? Hoe los ons somme op? Ok, voorbeeld 1. In die gegewe skets is PQ parallel aan BR. So kom ons gaan kyk of hulle vir ons dit ingevul het. Ok, hulle het. En wanneer hulle vir ons sê twee lyne is parallel en een van daai lyne word dalk verleng, dan moet ons op die verlengde gedeelte ook parallelle lyne gaan invul, want anders mis ons baie keer 'n eweredigheidsdriehoek. So ons gaan daai verlengde sytjie net ook invul. So met ander woorde, ons kan nou hierso sien dat daai sy is parallel aan daai sy. En die oomblik toe ons dit nou gehighlight het, toe sien ons, daar is 'n eweredigheidsdriehoek. So die eweredigheidsdriehoek wat ons nou kan spot hier, is hierdie driehoek. So omdat daai sye parallel is, gaan daai ander twee sye in eweredige stukkies verdeel kan word. Ok, dan sê hulle ook vir ons dat AB is parallel aan QR. So ons kan dit ook gaan highlight of ook die parallelle sytjies gaan invul. So AB is parallel aan QR. En daar sien ons nou nog 'n eweredigheidsdriehoek. So daar spat ons nog 'n eweredigheidsdriehoek. En dit is hierdie sy is parallel aan daai stukkie. So hierdie sy wat ons in stukkies opdeel, gaan dieselfde wees as daai sy wat ons in stukkies gaan opdeel. So daai twee sye se verhoudings gaan dieselfde wees. Ok, so ons het nou 'n blou eweredigheidsdriehoek en 'n geel eweredigheidsdriehoek in hierdie som. Ok, kom ons gaan kyk wat sê hulle verder vir ons. So ons wou net solank ons eweredigheidsdriehoeke gespot het. Dan sê hulle dat AB is 20 cm. So ons kan dit gaan invul. So ek gaan sommer so 'n hakkie maak want dis nou sulke klomp stukkies. So dit help baie keer om sulke hakkies te maak dat ons presies kan sien wat is hoe lank. Ok, en dan sê hulle dat AQ tot QC is 3 tot 2. So wat dit beteken, hoe hulle dit ook vir ons kan sê, is hulle kan sê AQ op QC is 3 op 2. So dit beteken dieselfde. En dit beteken dat ons kan nou vir AQ en QC gaan invul. Dit is 3 tot 2. So AQ is 3, maar ons gaan daar x skryf en QC is 2x, want AQ is nie 3 eenhede nie en QC is ook nie 2 eenhede nie, dis die verhouding wat dit is. So ons moet lettertjies by gaan skryf. So jy kan 'n x of 'n y of 'n a of 'n b of enige lettertjie gaan byskryf. Ok, so dis al wat hulle vir ons gee en dan vra hulle vir ons om die lengte van PB te gaan uitwerk. Ok, so vir hierdie voorbeeld, al het ons nou nie alles nodig nie, kom ons gaan skryf nou al die eweredigheidsdriehoeke wat ons kan sien. Kom ons gaan skryf dit neer. Kom ons gaan vul dit nou in. So die eerste eweredigheidsdriehoek wat ons kan sien is die blou eweredigheidsdriehoek. So BC is parallel aan PQ. Ek het dit met blou gehighlight. So dit beteken dat hierdie sy wat ek in stukkies verdeel, gaan dieselfde wees as hierdie sy wat ek in stukkies verdeel. So met ander woorde, ons kan nou gaan invul, AQ en QC gaan dan dieselfde verhouding wees as AP tot PB, so ons kan hier gaan invul 3y en 2y, want dit gaan in dieselfde verhouding gedeel moet word. So elke keer as ons 'n eweredigheidsdriehoek spot, en ons vul die ander sy in, moet ons net 'n ander lettertjie kies, want dit is in verhouding dieselfde. En nou moet ons dit vir hulle gaan neerskryf. So nou gaan ons sê, ons gaan dit by die naam noem. So ons gaan sê dat AP op PB is gelyk aan AQ op QC. Want ons het dit nou net gespot en ons het dit ingevul. So nou kan ons vir hulle sê, ons het dit gesien, dis gelyk en ons het gesê dat dit is 3 en ons kan sommer enige, ons kan sê 3x op 2x of 3y op 2y, want die lettertjies kanselleer in elk geval uit. So jy kan enige lettertjies sê of jy hoef glad nie lettertjies te sê nie, maar ons vul net ook vir hulle die waardes in van daai verhouding. En dan is ons rede lyn parallel aan een sy
van driehoek, komma, wie was parallel, dat ons dit kon sê, PQ was parallel aan BC. Ok, so daar het ons dit ingevul en ons het dit neergeskryf. Ok, is daar dalk 'n ander eweredigheidsdriehoek wat ons ook kan sien? Ek gaan dit op 'n ander kleur doen. Ja, die geel eweredigheidsdriehoek kan ons hierdie onderste sy, hierdie sy en hierdie sy gaan ook in gelyke verhoudings verdeel word. So ons kan dit gaan invul en dit gaan neerskryf. So hierdie stukkie gaan wees 2B en daardie stukkie gaan wees 3B, want elke keer as ons 'n eweredigheidsdriehoek sien, moet ons ander lettertjies invul. So ons kan sê dat RC op BR is gelyk aan QC op AQ. En dit gaan wees 2B op 3B en ons kan ook die 2x of die 3x gebruik het of geen lettertjies nie, dit maak nie saak nie. En hier gaan ons ook sê lyn parallel een sy van driehoek, komma, wie was parallel sodat ons dit kon sê? Dit was nou die geel eweredigheidsdriehoek, so QR was parallel aan AB. Goed, so nou het ons twee eweredigheidsdriehoeke gespot en ons het die sye gaan invul en ons het dit gaan neerskryf vir hulle met ons redes. Ok, so ons het alles wat ons kon sien het ons gaan invul en neergeskryf. Nou gaan kyk ons wat hulle vir ons vra. Hulle vra die lengte van PB. Die lengte van PB. Ok, so nou, die volgende ding wat ons moet gaan doen is, ons kan nou gaan kyk, is daar dalk enige lyn of 'n stukkie van 'n lyn wat oorvleuel, wat gelyktydig dalk twee lettertjies het, of dalk 'n eenheid en 'n lettertjie. Is daar enige stukkie lyn wat oorvleuel? So daar is 'n stukkie lyn wat oorvleuel en dit is AB. Want AB is beide 20 cm lank, maar AB is ook 5y lank. So ek noem altyd dit, wat is my sterretjie sy, of stukkie van 'n sy. So as jy dit gekry, dan kan jy nou of die sentimeter alleen kry, of die y alleen kry, om dan dit verder in die som te gebruik. So ek gaan nou die y alleen kry, so as 20 cm 5y is, dan is 1y 20 gedeel deur 5, so dan is 1y 4 cm. So dit is 'n baie belangrike stukkie inligting. En nou kan ons gaan kyk wat hulle wil hê is die lengte van PB en ons het dit want ons het hom ingevul. Ons het gesê hy's 2y. Goed, en ons weet dat ons y is eintlik 4 cm, so in plaas van die y kan ons 'n 4 cm skryf, so dan is PB 8 cm. Goed, so hierdie voorbeeld was hoogstens eintlik net om 'n eweredigheidsdriehoeke te spot, om hulle dan reg te kan invul en om hulle korrek neer te skryf met die rede. Ok, so dit was voorbeeld 1. Ok, dan kom ons kyk net gou vinnig na 'n vinnige oppervlaktevragie wat hulle ook baie geniet om te vra. So voor ons gaan kyk na dit, wanneer ons twee driehoeke het, so DAB en CAB, en daai twee driehoeke lê tussen twee ewewydige lyne, dan gaan daai twee driehoeke dieselfde loodregte hoogte hê. En ek het sommer die loodregte hoogte hier gaan inteken, sodat ons dit kan sien. As ons driehoek CAB se loodregte hoogte moet gaan inteken, wat is 'n loodregte hoogte? Dit is die loodregte afstand van die toppunt van die driehoek loodreg af totdat hy in lyn met die driehoek se basis kom. Ok, so as ons die loodregte hoogte van hierdie driehoek moes inteken, moes ons dit buite die driehoek teken, want hy kan nie daar binne inpas nie, so ons moes dit buite teken, want die loodregte hoogte is van die toppunt van die driehoek reg af in lyn met die driehoek se basis, solank hy in lyn is met die driehoek se basis. Ok, as ons nou die loodregte hoogte van driehoek DAB moet inteken, ons kan dit binne in hom inteken, want 'n loodregte hoogte is van die toppunt van die driehoek loodreg af
tot op die basis of in lyn met die basis. So toe ek nou die loodregte hoogte in elkeen van hierdie driehoeke ingeteken het ons nou gesien dat die loodregte hoogte is dieselfde van hierdie twee driehoeke. So wanneer twee driehoeke tussen twee ewewydige lyne lê, het hulle gelyke loodregte hoogtes. OK, en hierdie voorbeeldjie het hierdie twee driehoeke nog ook gelyke basisse. Hulle deel 'n basisse. Daai blou lyn is beide van hulle se basis. So hierdie twee driehoeke het 'n gelyke basis en hulle het gelyke hoogtes omdat hulle tussen twee parallelle lyne lê. So dit wil sê dat hulle oppervlaktes gaan dan dieselfde wees. En dis wat ek hier neergeskryf het. Goed, en nou as ons gaan kyk na hierdie twee sommetjies wat ek hier neergeskryf het, 'n vraagie wat hulle ook baie lief voor is om te vra, is die verhouding van die oppervlakte van een driehoek op die oppervlakte van 'n ander driehoek. En wanneer hulle dit vir ons vra, moet ons net gaan kyk na daai twee driehoeke wat hulle vir ons vra en ons moet besluit, het daai twee driehoeke dieselfde loodregte hoogte? Want dan gaan ons die formule gebruik 'n half maal basis maal loodregte hoogte. Of het daai twee driehoeke dalk 'n gemeene hoek? Want as die twee driehoeke 'n gemeene hoek het, dan gaan ons ander formule vir die oppervlakte gebruik wat 'n half AB sin C is. So hierdie nommer 1 voorbeeld. As ons nou hierso kyk na die oppervlakte van BPC, so BPC dis hierdie driehoek, op die oppervlakte van AMC, AMC is hierdie driehoek, dan sien ons dat daai twee driehoeke het 'n gemeene hoek. En ons gaan dus 'n half AB sin C gebruik vir beide van hierdie driehoeke om hierdie verhouding op te los, want hierdie twee driehoeke het 'n gemeene hoek. So as ons nou kyk na die oppervlakte van driehoek BPC, so daai hoek C is ons gemeene hoek. So die twee sye wat ons dan gaan gebruik, is die twee sye wat na die ingeslote hoek toe gaan. So dit gaan wees die 3x en die, hoeveel is daai? 5y. So ons gaan 'n half BC maal PC sin C gebruik vir daai driehoek. En dan vir die ander driehoek AMC, daar is ons gemeene hoek. So ons een sy is hierso, AC en dit is 4x en ons ander sy is hierso, dis MC en dit is 4y. En dan wat gaan gebeur is, omdat ons hierdie formule gekies het, omdat hulle 'n gemeene hoek het, gaan die gemeene hoek wegval. So ons hoef dit nie eers te hê nie, ons hoef nie eers die gemeene hoek te hê nie, want dit gaan in elk geval wegval. Die half gaan ook wegval, so al wat oorbly is daai sye wat ons dan moet invul. En dit is wat ons daar gedoen het. As daar lettertjies is, sal die lettertjies uitkanselleer en ons gaan dan 'n finale antwoord hê. Goed, maar nommer 2, driehoek BPC, dis daai driehoek. En driehoek ABC, dis daai driehoek, daai groot een. Hulle het nie 'n gemeene hoek nie, want BPC se hoekie is daai stukkie hoek en ABC se hoekie is daai hele hoek C. So hierdie twee driehoeke het nie 'n gemeene hoek nie. Het hulle dalk dieselfde loodregte hoogte? Wel, ek kan dit gaan inteken vir elke driehoek. Maar as twee driehoeke dieselfde toppunt het, dan het hulle dieselfde loodregte hoogte. So kom ons gaan kyk gou, kom ons gaan teken maar dit in, om seker te maak. Driehoek BPC, kom ons gaan teken sy loodregte hoogte in. Loodregte hoogte is van die toppunt, loodreg tot op die basis. Driehoek ABC, dis daai groot driehoek, sy loodregte hoogte is ook van die toppunt van die driehoek, loodreg af tot op die basis. Hulle het dieselfde loodregte hoogte, want hulle het dieselfde toppunt. So omdat hulle 'n gemeene hoogte het, wat ek kan gaan inteken, of ek kan net onthou dat as hulle dieselfde toppunt het, het hulle 'n gemeene hoogte, gaan ons die formule gebruik 'n half basis maal loodregte hoogte. So die oppervlakte van driehoek BPC is 'n half basis maal loodregte hoogte. Ek het nie die loodregte hoogte nie, maar ek hoef dit nie te hê nie, want dit gaan in elk geval uitkanselleer. Maar my basis van driehoek BPC is dan nou daai sy BP wat 4y is. En
daai groot driehoek A, BC, my loodregte hoogte het ek nie, maar ek hoef dit nie te hê nie, want dit gaan uitkanselleer, en my basis is aan daai sy AB, wat 7y is. So die loodregte hoogtes kanselleer uit, die half kanselleer uit, as al lettertjies is, sal dit uitkanselleer, en ek het 'n finale antwoord. So, wanneer ek 'n vraag kry, wat hulle vir my die verhouding van twee oppervlaktes vra, van twee driehoeke, moet ek gaan kyk na daai twee driehoeke, en ek moet besluit, of ek gaan 'n half AB sin C gebruik, as hulle 'n gemeene hoek het, of ek gaan 'n half basis maal loodregte hoogte gebruik, as hulle dieselfde gemeene hoogte het. Met ander woorde, as hulle dieselfde toppunt het, of as hulle tussen twee parallelle lyne lê, soos hierdie eerste prentjie. Goed, met dit als in ag geneem, kom ons gaan nou verder, en kom ons gaan doen voorbeeld 2. Ok, so hier sê hulle, in die figuur hieronder is QC tot QR gelyk aan 2 tot 3. So dis 'n verhouding wat ons kan gaan invul. So QC tot QR, so QC is daar, so QC is 2x, en QR is 3, so QR is daai hele sy, dis 3x, maar omdat QC 2x is, en ek weet QR is 3x, gaan ek maar nou net daar by CR net 'n x invul, want dit maak dat QR 3x is. Ok, en dan die volgende ding wat ons kan invul, so ons het daai ingevul, dan kan ons invul dat QA tot AP is 1 tot 2, so QA is 1, kom ek maak dit y, 1y, en AP is 2, so ons maak dit 2y. Ok, en dan sê hulle vir ons dat AB is parallel aan PC, so AB is parallel aan PC, en daar sien ons 'n ewenredigheidsdriehoek. Ok, so nou moet ons vrae bepaal, maar eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan die ewenredigheidsdriehoeke wat ons kan sien, gaan spat, gaan invul, en dan gaan neerskryf met 'n rede. Ok, so, die eerste ding wat ons moet doen, onthou hulle by die vorige voorbeeld, het ek gesê dat, as daar 'n parallelle stukkie is, moet enige lyn wat verleng word, moet ons ook net die parallelle lyntjie daar invul. Want nou onmiddellik sien ons dat daar is nou twee ewenredigheidsdriehoeke hierso. Ons het hierdie groot gele waar ons hierdie sy in stukkies gaan verdeel met daai sy se stukkies. En dan sien ons hier's nog eene. Hier is hierdie kleintjie langs die kant. Daai enetjie, so hier's nog een. En dit is maar wat ons vandag moet oefen, is om die driehoeke raak te sien. Daai ene, so omdat daai sy parallel met daai is, kan ons hierdie sy in dieselfde verhouding as daai sy deel. Ok, so kom ons gaan doen dit. So, kom ons begin met die gele. So QA is 1y en AP is 2y. So nou weet ons dat QB gaan 1K wees en BC gaan 2K wees. En nou moet ons dit gaan neerskryf. So ons gaan sê QA op AP is gelyk aan QB op BC, en ons kan enige lettertjie gebruik. Ons kan nou sê dis K op 2K of Y op 2Y. Die lettertjies kanselleer in elk geval uit. So die antwoord is net 1 op 2, en ons rede is lyn parallel 1 sy van driehoek, komma, wie was parallel? AB was parallel aan PC. Goed, dan is daar nog 'n ewenredigheidsdriehoek. Ek gaan dit sommer in pink doen. En dit is dan nou dat hierdie sy in dieselfde verhouding is as hierdie sy. Goed, en nou wil ons dit gaan invul. Maar nou sien ons kan nie dit nou al invul nie, want daai sy is x
En daai sy is 2K. So dis baie belangrik. Ons kan nie 'n eweredigheidsdriehoek gaan invul en neerskryf as een van die sye nie dieselfde lettertjies het nie. Ons moet alles in x'e of alles in k's hê om hierdie driehoek te gaan invul en neer te skryf. So wat ons nou eers moet doen, is ons moet nou gaan kyk, is daar dalk 'n lyn of 'n stukkie lyn wat oorvleuel, wat 2 lettertjies het, of wat dalk 'n eenheid en 'n lettertjie het. OK, en hy gaan ons sterretjie sy wees. So daar is so sy, en dit is kies C. So gaan 'n sterretjie by hom sit. So kies C is beide, hoe lank is kies C? Hy is 2x, maar hy is ook 3k. So nou kan ek die x of die k alleen kry. So ek gaan nou sommer die x alleen kry. So as ek die x alleen kry, elke x is 3k op 2. So elke x is 3k op 2. So dit beteken dat hierdie x gaan wees 3k op 2. En nou kan ek hierdie pink driehoek doen, want nou is die CR stukkie en die BC stukkie alles in K. So hierdie gaan dan wees 3A op 2 en hierdie gaan wees 2A, want die ander kant is daar net K's. So as ons nou dit wil gaan neerskryf, dan gaan ons sê DR op DA is CR op BC en dit gaan dan wees 3A op 2 op 2A. Ons kan die K's ook gebruik het. Die lettertjies gaan in elk geval uitkanselleer. As dit eenvoudig is dit 3 op 4. OK, en ons rede gaan ek sommer onderskryf. Lyn parallel 1 sy van driehoek. Wie was parallel? Dit was DC wat parallel was aan AB. OK, en wat het hulle gevra? Hulle het gevra vir by nommer 1 AD tot DR. So ek het dit ingevul. Ek het dit net omgedraai in my sommetjie. So nou gaan ons vir hulle sê dat AD tot DR, AD is 2A en DR is 3A op 2. Ons kan die A's weghaal en nou kan ons dit vereenvoudig deur dit eintlik op dieselfde KGV te sit, so dit gaan wees 4 tot 3. OK, dan ons tweede vraagie. Hier kom nou 'n oppervlakte vraag. Die oppervlakte van driehoek QPC. Driehoek QPC op die oppervlakte van RBC. So kom ons gaan kyk, waar is die driehoeke? Kom ons besluit, het hulle dieselfde loodregte hoogte of het hulle 'n gemeene hoek? QPC, dis daai driehoek op RBC. O, dis daai driehoek. Dit definitief nie 'n gemeene hoek nie. Hulle het dieselfde loodregte hoogte. Dieselfde loodregte hoogte is daai PE. So die formule wat ons dan gaan gebruik is half basis maal loodregte hoogte wat ons nie het nie. Ons weet net dis dieselfde. So ons gaan dit gebruik. So ons gaan sê die helfte van driehoek QPC, die basis daar gaan wees QC en die loodregte hoogte is PE. Dan die ander driehoek RPC, die basis daar is CR en die loodregte hoogte is ook PE. Goed, die half kanselleer uit. Die loodregte hoogte wat dieselfde is, kanselleer uit. QC en CR gaan ons gaan invul, maar ons moet net ook nou dieselfde lettertjie kies. So kom ons kies maar die x'e, ons kan die k's ook gebruik het, so QC is 2x en CR is x, so daai verhouding gaan dan vir ons 2 gee. OK, so dit was voorbeeld 2, weer eweredigheidsdriehoeke wat ons moes spat, en baie belangrik, wat ons in hierdie voorbeeld gedoen het was, ons kan nie die eweredigheidsdriehoek gaan invul of neerskryf,
as een van die sye nie dieselfde lettertjies het nie. Ons moet seker maak die lettertjies is dieselfde. So ons moet gaan soek vir die sy of die stukkie sy wat daar twee lettertjies overlap of oorvleuel, sodat ons een lettertjie in terme van die ander een kan skryf. OK, nou het ons ook nou die oppervlakte verhouding geoefen. Of daar's 'n gemeene hoek of daar's 'n loodregte hoogte wat dieselfde is. OK, nou gaan ons gaan kyk na ons gelykvormigheidstelling. So ons het dit al gedoen in graad 10 en graad 11, maar kom ons doen dit net gou vinnig weer. So hierdie is net 'n maklike voorbeeld van hoe die stelling lyk. Hier's twee driehoeke, 'n pink driehoek en 'n blou driehoek, en die hoeke is gegee, die hoeke wat gelyk is gegee. So hoe ons dan die gelykvormigheidstelling gebruik? Ons skryf die twee driehoeke neer, en hierso hoef dit nie in volgorde te wees nie. En dan begin ons om die hoeke wat dieselfde is neer te skryf met 'n rede. So ons het begin om te sê hoek D is gelyk aan hoek M. Dis gegee. Hoek F is gelyk aan hoek L. Dis gegee. En jy hoef net twee hoeke te kry wat dieselfde is, want jou derde hoek, as jy dit nie kan kry nie, die rede is altyd binne hoek van 'n driehoek. So ek persoonlik soek nie eers vir daai derde hoek nie. Ek wil nie tyd mors om te gaan soek vir die derde hoek nie. Ek skryf net die twee hoeke wat dan oorbly neer in elke driehoek. En dan is die rede net binne hoeke van 'n driehoek. Goed, en as jy dit gedoen het, as jy met ander woorde twee hoeke gekry het, in die twee driehoeke wat dieselfde is, jou derde hoeke is dan ook dieselfde, rede binne hoek van 'n driehoek, dan is die twee driehoeke gelykvormig. So dan skryf jy die eerste driehoek neer in enige volgorde, want dan, as jy sê dis gelykvormig, dan moet jou tweede driehoek ook in die regte volgorde wees. In dieselfde ooreenstemmende volgorde van jou eerste driehoek. So dan moet jy gaan kyk. Wie het jy gesê is dieselfde as hoek D? Ons het gesê hoek M is dieselfde as hoek D. So nou moet hier M kom. Dan het ons 'n E. Wie het ons gesê is dieselfde as hoek E? Hierso. Ons het gesê hoek N is dieselfde as hoek E, so dan moet daar 'n N kom. En wie het ons gesê is dieselfde as hoek F? Ons het gesê L is dieselfde as hoek F, so dan moet daar 'n L kom. So jou laaste stukkie waar jy sê dat die twee driehoeke gelykvormig is, en die gelykvormigheid is drie vertikale streepies, en dan is ons rede hoek, hoek, hoek. Goed, dan het ons die twee driehoeke gelykvormig bewys. En dan, nadat ons dit gedoen het, 'n baie goeie tip is om dan die twee driehoeke wat nou klaar in die regte volgorde geskryf is, te gaan oorteken, sodat die ooreenstemmende hoeke nou dieselfde lyk. So met ander woorde, waar hoek D is, moet hoek M kom. Waar hoek E is, moet hoek N kom, en waar hoek F is, moet hoek L kom. Sodat jy nou daai twee driehoeke so het. Sodat jy nou kan sê, kom ons sê nou hierdie is my pink driehoek, en daar is nou my blou driehoek. Want nou gaan die verhoudings wat jy nou uit daai gelykvormigheid kan kry, gaan baie makliker wees om te sien. So nou kan ons sê, DE op DF. DE op DF. Met ander woorde, van my pink driehoek is dit die linkerkant op die regterkant, gaan dan wees MN op ML, van my blou driehoek linkerkant op regterkant. So dit help jou net om baie maklik en vinnig die verhoudings neer te skryf, as jy die driehoeke gaan oorteken vir jou in die regte volgorde. Of ons kan natuurlik, so wat ons nou gedoen het, ons het eerste 'n verhouding in die pink driehoek gaan neerskryf, en toe oorgegaan na my ander driehoek, na my blou driehoek toe. Of ek kan sê, DE, so een sy van die pink driehoek, spring dan oor na my ander driehoek, my blou driehoek. Met ander woorde, links van my pink op links van my blou is regs van my pink DF op regs van my blou. Dis wat ek hier gedoen het. So die verhoudings wat ons dan kan neerskryf is, ons kan of twee sye eers klaarmaak by ons een driehoek, dan oorgaan na ons ander driehoek toe, of ons kan een sy van my een driehoek skryf op dieselfde ooreenstemmende sy van my ander driehoek, is gelyk aan, en dan weer 'n ander sy van my eerste driehoek op 'n ooreenstemmende sy van my ander driehoek. So daar is twee maniere hoe ons dan verhoudings kan neerskryf van die gelykvormigheid.
Goed, en dan voor ons aangaan, kom ons kyk net ook na die omgekeerde gelykvormigheidstelling. En dit is waar ons twee driehoeke kry. Hulle sye se waardes gaan gegee word, maar nie hulle hoeke nie. So dis 'n ander manier om dan hulle gelykvormig te bewys as hulle sye in verhouding is. So hier moet ons dan gaan kyk, ons moet 'n sy van die een driehoek gaan kry op 'n sy van die ander driehoek. Ons moet die sye dan nou saam sit, sodat ons heeltyd dieselfde verhouding kan kry. So hier as ons sê AC op EF, wat 16 op 24 is, gee vir ons 2 op 3. As ons dan AB vat van die een driehoek op DF by die ander driehoek, dan gaan ons kry 18 op 27 en dit gee ook vir ons 2 op 3. En dan as ons die laaste sy van die een driehoek op die laaste sy van die ander driehoek vat, 20 op 30, dan gee dit ook vir ons 2 op 3. So wanneer ons 3 pare ooreenstemmende sye gekies het, en elke keer gee dit ons dieselfde verhouding, dan beteken dit dat die verhoudings is dieselfde, en dan is die twee driehoeke ook gelykvormig, en jou rede is sye van die driehoek is in verhouding. Ok, dis die omgekeerde gelykvormigheidstelling. Goed, en nou gaan ons na voorbeeld 3 toe. Ok, so kom ons begin. So hier vra hulle vir ons, bewys dat driehoek ACE, so kom ons gaan highlight dit, ACE, wil hulle ons moet gelykvormig bewys aan driehoek ECB. Ok, so ons kort 2 hoeke in daai driehoeke wat gelyk is, en dan het ons dit gelykvormig bewys. So kom ons begin, so ons gaan nou sê, in driehoek ACE en driehoek ECB is. Ok, die eerste ding wat ons daar kan sien is, daai hoek C1 is 'n gemeene hoek. Dis 'n hoek in al twee driehoeke. So ons gaan sê hoek C1 is gelyk aan hoek C1, dan gaan ons sê gemeene hoek. Ok, dan sien ons hierso, hierdie CE is 'n raaklyn by die groot sirkel. So dit beteken dat daai hoek E2 moet gelyk wees aan A. Dis die raaklyn koordstelling. So dis ons tweede hoek. So hoek A is gelyk aan hoek E2 en ons rede is raaklyn koord. Raaklyn koord. Ok, daar het ons 2 hoeke gekry. So wat is ons derde hoeke wat oorbly? Ok, in die pink driehoek, in die klein driehoek, is dit hoek B2. Dis die hoek wat ons nog nie gebruik het nie. So hoek B2 is gelyk aan, en die hoek wat oorbly in die groot blou driehoek, is dan daai hoek E1 plus 2. Ok, so dis die 2 hoeke wat dan oorbly. Wat is daai rede altyd binnehoek van 'n driehoek? Die vinnigste en die maklikste binnehoek van 'n driehoek. Goed, daar is die 2 driehoeke gelykvormig bewys, en nou gaan ons sê, dit wil sê driehoek ACE is gelykvormig aan driehoek. Ok, wie het ons gesê is dieselfde as hoek A? Hoek A in die blou driehoek is dieselfde as hoek E in die pink driehoek. Dit moet in die regte volgorde wees. Hoek C in die blou driehoek is dieselfde as hoek C in die pink driehoek. En hoek E in die blou driehoek, ACE, is dieselfde as hoek B in die pink driehoek. So daai 2 driehoeke is gelykvormig in die regte volgorde, en die rede is hoek. Goed, en nou altyd, kom ons teken net gou vinnig die 2 driehoeke vir onsself oor, en ons kyk glad nie nou na ons oorspronklike skets nie. Ek teken net sommer enige 2 basiese driehoekies, en ek gaan merk hulle oor ECB. So my A is waar my E is, my C is waar my C is, en my E is waar my B is. So nou gaan dit maklik wees om verhoudings neer te skryf. Goed, kom ons gaan kyk na nommer B. Sjoe, nou vra hulle daar 'n snaakse vraag. CE² bewys dat CE² is gelyk aan AC maal BC. So as jy dit kry, jy moet eers die vraag vir jou gaan opbreek in 'n maklike verhouding.
So wanneer 'n sy 'n kwadraat is, dan beteken dit dat dit is 2 van daai sye wat gemaal word. So kom ons breek dit net gou eers op. So ons gaan net gou eers dit vir onsself neerskryf hier sommer langs die vraag. OK, en as ons dit neergeskryf het, nou gaan ons sommer enige van daai sye aan die regterkant, kom ons deel dit met een van die sye wat aan die linkerkant is. So kom ons gooi die AC daar onder een van die CE in, en aan hierdie kant bly die BC oor, en ons deel aan hierdie kant met die CE. So ons het nou net gaan die vraag opgebreek, sodat hulle eintlik 'n verhouding vir ons vra, want dit is eintlik die vraag. Die vraag is eintlik bewys die verhouding. So ons het nou gesien, dat as ons verhoudings moet bewys, moet ons gaan kyk of daai sye in 'n ewenredigheidsdriehoek is, en as dit nie is nie, dan gaan dit hoogstwaarskynlik 2 driehoeke wees wat gelykvormig is. So ons is nou besig by hierdie voorbeeld met 'n gelykvormige voorbeeld. So kom ons gaan kyk nou, kan ons, ek gaan nou hier begin by B, as dit eintlik is wat hulle vir ons vra, kan ons dit gaan neerskryf deur ons sketsies te gebruik. So kan ons sê dat CE op AC is gelyk aan BC op CE. Ja, ons kan, het werk perfek uit met wat ons som in A was. So ons gaan met dit begin. So ons gaan sê, CE op AC is gelyk aan BC op CE. So ons begin met dit, en ons rede is gelykvormige driehoeke. Gelykvormige driehoeke. Dan van daar af kan ons kruismaal, en dan gaan ons kry CE kwadraat is AC op BC. So op die antwoordstel skryf ons dit, maar dit wat ek daar met, dit wat ek hier geskryf het in groen, was net eintlik vir onsself om eintlik te kyk, maar eintlik wat vra hulle? Wat moet ons eintlik doen? En toe begin ons daarvandaan en toe werk ons terug. OK, nou vra hulle vir ons om driehoek ADC gelykvormig aan ABE te bewys. OK, so ek gaan dit hierso doen, nommer C. So ons gaan sê, in driehoek ADC en driehoek ABE is. OK, so kom ons gaan kyk gaan na dit. Ek gaan sommer hierdie uitvee. OK, en daai was 'n B en daai was 'n E en daai was 'n C. So hulle vra ADC, so dit is daai groot driehoek. Maak op sommer so. ADC en ABE. ABE is daai driehoek. OK, so wat kan ons hierso sien? So die heel eerste ding wat ons kan sien is hoek A is weer eens 'n gemeene hoek. Hoek A is 'n gemeene hoek. So die eerste ding wat ons kan sê is hoek A is gelyk aan hoek A gemeene hoek. OK, wat kan ons nou sê? Nou kan ons sê dat daai hoek B1 in die pink driehoek gaan gelyk wees aan hoek D in die oranje driehoek, want dit is buitehoek van 'n kode 4 hoek. Want BCDE is 'n kode 4 hoek. So hoek B1 is gelyk aan hoek D, rede buitehoek van 'n kode 4 hoek. So hoek B1 is gelyk aan hoek D buitehoek van kode 4 hoek. En dan, wat is die derde hoek wat oorbly? Derde hoek wat oorbly in die pink driehoek is E1. En die derde hoek wat oorbly in die oranje driehoek is C1 en 2. So dis ons derde hoeke en ons kan hulle maar net gelyk maak. So ons kan sê E1
is gelyk aan C1 en 2. Wat is ons rede binnehoek van driehoek? Binnehoeke van driehoek. Ok, so dit wil sê dat driehoek ADC is gelykvormig aan regte volgorde. Hoek A was gelyk aan hoek A. Hoek D was gelyk aan B en hoek C was gelyk aan E en ons rede is hoek, hoek, hoek. Ok, nou gaan ons die twee driehoekies gaan oorteken. Merk hulle A, D, C en die ander een is waar A is kom A, waar D is kom B en waar C is kom E. Nou is dit baie maklik om verhoudings neer te skryf. Ok, nou vra hulle vir ons by nommer D, bewys dat CB op BA gelyk is aan CE kwadraat op AD maal AE. Ok, dis omtrent 'n som. Kom ek gaan skryf hom net hierso oor, dat ons lekker plek het. So ons moet bewys CB op BA is gelyk aan CE kwadraat op AD maal AE. Ok, so dit lyk soos 'n verskriklike som, maar hoe ons gaan begin is, kom ons gaan kyk nou na ons twee driehoeke wat ons nou net gelykvormig bewys het, want ons moet altyd daar begin. Ons moet begin met 'n verhouding uit daai twee driehoeke of uit 'n verhouding uit die vorige twee driehoeke. So kom ons gaan tik af enige iets wat hulle hierso vir ons vra om te bewys wat ons wel mee kan begin. So hulle sê hierso CB. So in ons twee driehoeke is daar nie 'n CB nie. Dan sê hulle CB op BA. So BA, daar's 'n BA. So daai sou lyk of ons met dit dalk kan begin. Dan CE kwadraat, glad nie dit in ons driehoekie nie, ons het nie CE nie. Dan het ons AD. Daar is 'n sy AD in ons driehoeke, want ons moet met hulle begin. En dan het ons AE. Daar is 'n sy AE in ons driehoeke, want ons moet met dit begin. So dit gee ons net 'n aanduiding van hoe moet ons begin. Ons gaan dalk nog nie daar uitkom waar hulle wil hê nie, maar kom ons begin net met die meeste van dit wat hulle het waarmee ons kan begin. So as ek nou daai sye afgetik het, nou gaan ek begin. Nou gaan ek sê AD op, wel dan moet ek maar nou AC gebruik, want as ek die ander twee sye wil gebruik, dan moet ek maar nou AC gebruik. So ek gaan sê, gaan maar begin met AD op AC, gaan gelyk wees aan AB op AE. En my rede is gelykvormige driehoeke. Ok, nou het ek met dit begin. Nou kom ons gaan tik net gou weer af, waarmee is ons tevrede, wat moet daar bly en wat moet weggaan? So die AD is ons gelukkig mee, want daar was 'n AD. Die AC is ons nie gelukkig mee nie. Kom ons omkring hom. Daar's nie AC in hulle bewys nie. Die AB is ons gelukkig mee, want daar's hy. En die AE is ons gelukkig mee, want daar's hy. Ok, so ons is gelukkig met AD, met AB en met AE, maar ons nie gelukkig met AC nie. Dit beteken dat ons moet nou uit een van ons vorige antwoorde, moet ons nou vir AC alleen gaan kry en hom nou hier instel. So as ons nou gaan kyk na ons vorige som, uit nommer B sien ons dat ons het daar gebewys dat CE kwadraat is AC maal BC. So hier is 'n AC in, een van ons vorige somme. So nou moet ons daai AC alleen kry, en as ons hom alleen kry, is hy CE kwadraat op BC. So ons gaan daai AC wat ons alleen gekry het, daar gaan instel. En dan gaan ons kyk wat het ons dan. So nou gaan ons sê AD op, en AC is nou CE kwadraat op BC. Ok, en dis gelyk aan AB op AE. So wat ons nou gedoen het, ons het nou net aangegaan en ons het die AC waarmee ons nie tevrede was nie, gaan kry by 'n vorige antwoord en ons het dit daar ingestel. Ok, nou moet ons net 'n bietjie vereenvoudig. Kom ons kyk waar kom ons nou uit.
Okay, so as ons nou vereenvoudig, dan gaan ons hê AD gedeel deur CE² gedeel deur BC is, ons gaan nou maal met die resiprook, so dan gaan ons die BC daar hê, en die CE² hieronder. So ons het nou gemaal met die resiprook. Okay. En nou gaan ons kyk, dit is wat ons wil bewys. Ons sien wat hierso oorbly is die CB. So ek gaan die CB of die BC, dis daai enetjie, ek gaan hom maar los. Dan daai AB wil hulle hierso onder hê, so ek gaan hom maar nou net daaronder sit. En ek gaan hom net maak BA, want dis wat hulle wil hê. So daai het ons mooi geskryf, daai het ons nou onder gaan deel. Dan wil hulle die CE² daarbo hê, hy is daaronder, so ek vat hom net boontoe. My AE is klaar daaronder, my AE wat hulle wil hê, is klaar daaronder, en nou deel ek net met die AD. So ek het dit net lekker rond geskuif, totdat ek presies gekry het wat hulle wou gehad het, en daar het ons dit bewys. Ok, dit was 'n bietjie moeiliker ene. Ek gaan meer in die tweede video eintlik sulke moeilikes doen, maar ek wou net so lank om daarin gooi. Goed, voorbeeld 4. Ok, so kom ons kyk hierso. Voorbeeld 4, hulle gee vir ons 'n driehoek met lekker klomp parallelle sye. En die eerste vraag wat hulle vir ons vra is bewys dat FG parallel is aan MN. So FG parallel is aan MN. So dis die omgekeerde ewenredigheidsstelling wat hulle hier vir ons vra. So ons moet gaan kyk of daai verhouding dieselfde is as daai verhouding. Want as daai twee sye se verhoudings gelyk is, dan is dit die omgekeerde ewenredigheidsstelling en dan gaan FG parallel wees aan MN. So kom ons gaan skryf dit mooi vir hulle uit. So ek gaan sommer nommer 1 hierso doen. So kom ons gaan sê LF op FM. Kom ons gaan kyk wat is dit. Ons gaan dit apart doen. Dit is 3y op 2y. Ok, so dit is 3 op 2. Nou gaan ons die ander sy gaan vat en ons gaan sê die ander sy is LG op GN. Wat is dit? Dit is 12x op 8x en as ek dit vereenvoudig, x se val weg en 12 op 8 is 3 op 2. Ok, so nou sien ons dat LF op FM is gelyk aan LG op GN en dit wil sê dat FG parallel is aan MN en dis die omgekeerde ewenredigheidsstelling of lyn verdeel twee sye van driehoek ewenredig. So daar het ons nou bewys dat FG parallel is aan MN, deur apart na die ander twee sye te kyk. Ok, volgende moet ons twee verhoudings bewys. Dat LA op AC gelyk is aan LB op BD. So kom ons gaan kyk daar, kom ons gaan kyk wat se ewenredigheidsdriehoeke kan ons daar spat. So ons kan sien daai sy parallel aan daai sy, so daar's 'n pink ewenredigheidsdriehoek, so dan gaan daai sy op daai sy gelyk wees aan die 12x op die 8x, so kom ons gaan doen eers dit. Dit sommer in pink doen. So ons gaan sê, gaan dit in pink doen. So ons gaan sê by nommer 2 dat LG op GN is gelyk aan LA op AC en dit is 12x op 8x. So ek gaan dit hier gaan invul, 12k op 8k. Ons kon k's ook gebruik het. Rede, lyn, parallel aan sy van driehoek, komma
AG parallel aan NC. Ok, dan sien ons nog 'n eweredigheidsdriehoek. So die hoofdoel is net altyd om 'n eweredigheidsdriehoeke te spat en hulle reg te gaan invul en neer te skryf. So ek gaan dit in blou doen. So dit beteken dat daai stuk gaan ook 12A wees en daai stuk gaan 8A wees. So nou gaan ons sê LG op GN is ook gelyk aan LB op BD en dis ook 12X op 8X en dis ook lyn parallel aan sy van driehoek, maar hierdie keer is dit GB parallel aan ND. Goed, en nou sien ons dat hulle wil hê LB op BD, dis daai bloue, en hulle wil hê dat ons moet bewys dat dit gelyk is aan die pinke, en ons het dit gedoen. So ons kan duidelik hier sien dat LA op AC is gelyk aan LB op BD, want ons het elke van hulle apart gaan uitwerk met 'n eweredigheidsstelling.